Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons gaan praat vandag oor ons kids samelewing, wat kids oplossings soek en ook kids ritmes in ons lewe soek. En soos ek en jy weet, dinge wat kids kom is nooit die moeite werd nie. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en kom ons maak saam sy naam groot. Ons het ons reeks oor die 7 ritmes nou klaargemaak laas maand en ons wil so bietjie net in hierdie maand, November maand, met jou praat oor algemene beginsels in jou geestelike lewe. Ek en Tom wat saam met my werk aan hierdie ritmes moet 'n boek skryf wat hier in Februarie, Maart maand gaan uitkom. En toe ons praat oor hierdie boek en met die agentskap praat oor die boek gaan uitbring, toe sukkel ons om 'n titel te kry. Want ons wil 'n titel hê van iets soos lewe met ritme of die ritmes wat jou lewe kan verander ensovoorts ensovoorts. Die boek gaan oor die 7 ritmes plus die duisende lewens en oefeninge en dinge wat hierdie afgelope jaar gebeur het in ons land van mense wat met ritmes leef. Die agentskap sê toe vir ons, die boek is reg, die stories is reg, alles is reg, maar ons moet werk aan die titel. Want die probleem is, mense soek 'n kids oplossing. Hulle sê byvoorbeeld iets soos, die mees gunsteling boeke vandag is iets soos A New Husband by Friday. Nou ek weet nie van jou nie, wie soek 'n nuwe man teen Vrydag? Of Obedient Children by Wednesday. Dis die gunsteling boeke, iets van 'n kids resep, 'n vinnige oplossing vir jou komplekse probleem hier op aarde. En ons almal val daarvoor, nê? Ons almal soek hierdie vinnige oplossings vir ons groot krisisse. Ook in jou geestelike lewe is dit ongelukkig so. Net kom ek gee jou hierdie voorbeeld. Ons het hier op ons program het ons al vir jou 'n getuienis gebring van iemand wat met een gebed herstel is of genees is in jare se probleme is weg, toe een persoon skielik net hulle hande op lê en al die probleme is weg. Na so getuienis word ons oorval met e-posse, mense wat daai nommer soek, van daai predikant soek, van daai gebed soek, want hulle soek ook daai een gebed wat al hulle probleme kan wegvat. Week vir week leer ons jou hoe om met ritmes te leer, maar ons wil nie dit doen nie. Dis 'n week vir week werk. Dis 'n week vir week oplossing en ons soek nie hierdie week vir week werk nie. Ons soek dit vinnig, ons soek dit dadelik. Ons het ons titel van ons boek toe gevat iets van 7 ritmes binne 7 dae.
En die waarheid is, jy gaan nie regtig die ritmes binne 7 dae kan leef en reg kry en doen en alles nie, maar is iets van elke dag fokus op een ritme, dan binne 7 dae het jy op elke ritme gefokus, en as jy dit elke week doen, elke dag op 'n ritme fokus, dan kan jy binne 'n jaar of wat ook al, kan jy jou lewe verander, dat die Here jou lewe verander. Nou hierdie kits samelewing van ons, dis kits kos, dis kits poeier, dis kits banke, alles is kits. Maar ek en jy het al agtergekom. Byvoorbeeld, jy kry iets soos baba poeier, maar jy kry nie 'n baba deur net water by baba poeier te gooi nie. 'n Baba werk bietjie anderster. Dis bietjie meer kompleks. Die regte lewe kom nie deur kits oplossings nie. Wanneer ek en jy 'n babietjie wil hê in die lewe, dit werk bietjie anders as om net baba poeier te vat en water by te gooi. En net so met jou geestelike lewe. Ja, jy kan by 'n kids restaurant gaan stop en kos kry. Jy kan by die kids bank gaan stop en geld trek. Ja, daar's baie kids goed, maar as dit by jou geestelike lewe kom, moet jy nie kids oplossings soek nie. Jy sien, die God se koninkryk, my en jou lewe, ons binneste, werk nie kids nie. Jou samestelling, jou emosionele menswees, jou denkpatrone, jou gedragspatrone is deur jare se herhaling in jou lewe ingebou. En daar's nie hierdie kits oplossings om vinnig een gebed, een aanraking in jou hele lewe is nie. Ons werk bietjie met ander ritmes, jy as mens. Een van my groot liefde is die plaaslewe. Ek's mal oor om op die veld of in die veld te wees, mal oor om na beeste te kyk, in die lande te kyk, en die gras te kyk of mielies te kyk wat groei en alles. En weet jy van die groot goed wat ek raak sien? Hulle wag nie vir kits oplossings nie. Die natuur is geduldig. God se natuur is geduldig. 'n Saadjie val in die grond, hy ontkiem. En hy groei stadig, en dan word hy groot, en dan dra hy vrug, en dan het hy betekenis en 'n doel, en hy word geoes of gepluk of wat ook al. Dis 'n lang proses. 'n Kalfie word klein gebore, en dis 'n lang proses. Alles werk met 'n lang proses van 'n plant, 'n saai, 'n oes, 'n kunsmis, 'n bewerk, 'n reën, 'n sonskyn, en so groei 'n mens. So ek wil jou vandag oortuig om nie te gaan vir kits oplossings in jou geloof nie. Om nie te dink hierdie een kamp, as ons net op hierdie kamp gaan, en ons sê dit baie keer, as my man net hierdie een kamp wil bywoon, of as my vrou, of as my kinders, hierdie een gebed, of ons is baie lief om een predikant uit te sonder. As hierdie een predikant net vir ons kan bid, as hierdie een prediker net sy hande op ons kan lê, as hierdie een, dit gaan my hele lewe verander. Kan ek vir jou sê, dis gevaarlike teologie, dis gevaarlike godsdiens. Want die Here het jou gemaak soos die natuur, om in seisoene te werk, om in ritmes te werk, om in gewoontes te werk. Dis hoe die Here jou gemaak het. En hy gaan nie op 'n ander manier met jou werk, as die manier waarop hy jou gemaak het nie. So hy gaan jou verander, stelselmatig. Nou vra jy my dalk, maar wat van wonderwerke, Andries? Kan die Here nie in 'n wonderwerk my man aanraak nie? Kan die Here nie in 'n wonderwerk in een oomblik my huwelik nuut maak nie? Kan die Here nie in 'n wonderwerk my liggaam genees nie? Verseker. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Lazarus. Jesus het hom met een woord uit die dood uit opgewek. Lazarus, kom uit. En Lazarus stap uit die dood uit. Kan ek jou gou 'n vraag vra? Leef Lazarus vandag nog in sy liggaam? Hy is toe weer dood. Lazarus se liggaam het weer daarna gesterf, want jy sien, 'n wonderwerk is 'n eenmalige kragtige aanraking van die Here in jou lewe, en dit sit net 'n hele motion, 'n beweging aan die gang, van daarna moet jy in ritmes begin leef. Die Here kan jou huwelik nou nuut maak, maar weet jy wat, as jy of jou man of jou vrou of wat ook al oormôre nie 'n nuwe ritmes begin leef nie, gaan jy oor 'n maand maar weer dieselfde huwelik hê. Die Here kan jou liggaam genees, maar as jy nie in 'n gesonde leefwyse begin inbeweeg, gesond eet, rus en oefen en die goed nie, gaan jou liggaam weer siek word. Die Here kan enigiets in een oomblik doen, maar as jy nie in 'n ritme kom van 'n gesonde gewoonte, 'n program van lewe nie, gaan jy weer die slegte kry. Hier is 'n skrifvers, Galasiërs 6 vanaf vers 7 af, wat ons leer hoe werk die lewe. Nou kyk saam met my na hierdie skrifgedeelte. Galasiërs 6 vanaf vers 7, waar hy sê, moenie julle self
mislei nie. Baie belangrike woorde. Jy kan jouself bedrieg oor hoe werk die lewe. Hierdie quick fix, hierdie vinnige kits oefeninge, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal jy ook, of hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Nou, hierdie skrifgedeelte, moenie jouself mislei nie, die lewe, die wêreld werk met saai en maai beginsel. Dit wat jy saai, gaan jy oes. As jy sondige ritmes in jou lewe saai, gaan een event, gaan een gebed, nie die wortel en die saadjie en die kiem en alles wat daar gebeur het in die grond, uitdruk en 'n ander een indruk nie. Met ander woorde, as jy 'n koringkorrel geplant het, gaan jy 'n koringkorrel oes. As jy sondige gewoontes saai in jou lewe, gaan jy sondige dade oes en jy gaan die dood oes in jou lewe. Dit werk in 'n ritme, in 'n natuur. Nou wat wil ons sê? Ons wil hê die ploeg moet inkom en eendag daai koringkorrel uitdruk, 'n mieliekorrel in die grond druk en die mieliekorrel moet net so hoog staan soos wat die koringkorrel of die koringaar gestaan het. Dit werk nie so nie. Dit werk met gewoontes. En iets van die Here kom in jou en my lewe in, en hy kom in met 'n ploeg, en hy haal onkruid uit ons lewe uit, maar dit is 'n proses. En dan reën dit, en die grond word sag, en jou hart word sag, en jy leer nuwe kennis, en jy hoor nuwe waarhede, en dit groei in jou, en dit groei in jou, en stelselmatig is jou lewe besig om te verander, en op 'n dag plant hy saad in jou, goeie mielies, of wat ook al, en hy plant dit in jou, en dit ontkiem, stadig maar seker. Nou eendag kyk jy terug, 2, 3, 4, 5, 10 jaar later, dan sê jy, kyk hoe het my lewe verander. Van 'n land vol onkruid na 'n land vol goeie vrugte. Hoe gebeur dit? Nie oornag nie. Nie met een gebed nie, maar met 'n konstante leef van die ritmes. 'n Konstante leef van God se beginsels en waarhede. Nou, hierdie beginsel wat God ons hier leer, is negatief vir party mense, maar vir ander mense is dit baie positief. Dis negatief vir die wat sê, Andries, maar ek wil nie in dissipline leef nie. Ek wil die heel lewe net geniet en fun hê, en dan hier op number 99 wil ek gou 'n paar gebede bid, en goed met gou fix wap, woep wap, alles klaar, kitskos, en ek het dit en is klaar. Hierdie skrif is negatief vir daai mense, maar vir ander, wat sê Andries, week na week leef ek. Week na week lees ek my Bybel, week na week bid ek, week na week is ek in 'n kerk, week na week het ek verhouding met die Here, week na week spandeer ek goeie tyd met my kinders, goeie tyd met my man of vrou, goeie tyd in my gemeenskap, so ek betrokke tussen, week na week doen ek hierdie goed. Ek sien niks groots nie. Ek sien nie enige groot wonderwerke nie, ek sit nie 'n getuienis storie op nie, maar weet jy, toe ek terugkyk oor my lewe, die afgelope jaar, die afgelope 2 jaar, die afgelope 5 jaar, kan ek sien hoe my lewe net borrel van die vrug van die Here, borrel van die goeie oes wat in my lewe ingekom het, wat net outomaties aanhou rol en spoel en meer word en meer word en meer word. My vraag is, hoe wil jy leef? Wil jy die kans waag van 'n kits oplossing wat dalk nie gaan gebeur nie? Of wil jy die waarborg leef van 7 ritmes binne 7 dae, elke dag in 'n ritme, en jy leef 'n lewe wat verander? Jesus se lewe. Jy leef 'n lewe wat net al hoe meer vernuwe na die beeld en die gelykenis van God toe. Ek wil jou soontoe vat. Jy vra my dalk, nou hoe verander 'n lewe? Hoe kry ek dit reg? Wat moet ek doen? Ons volgende skrifgedeelte is 2 Korintiërs 3 vanaf vers 16 af. Hoor wat sê hy? Hy sê, elke keer as iemand hom na die Here toe draai, daar's ons geheim. Elke keer wat iemand hom na die Here toe draai, verwyder hy, dis die Here, die sluier. Die Here dui hier op die Gees, en waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here.
want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Die een vertaling sê, ons word al hoe meer verander van een vlak van heerlikheid na die volgende vlak van heerlikheid toe. Jy sien, jou lewe verander elke keer wat jy na die Here toe draai. Dis so 'n eenvoudige beginsel. Dis elke keer wat jy in gebed gaan, draai jy na die Here toe. Elke keer wat jy jou Bybel oopmaak, draai jy na die Here toe. Elke keer wat jy tussen armes betrokke raak, draai jy na die Here toe. Elke keer wat jy die liefde van God uitdra na 'n gebroke wêreld, draai jy na die Here toe. Elke keer wat jy hierdie ritmes leef van jou hele wêreld, jou hele lewe na God toe vat, jou werk, jou finansies, jou kinders, jou verhoudings, elke keer wat jy in hierdie ritmes inkom, draai jy na die Here toe. En hy sê elke keer wat ons na die Here toe draai, vat hy die sluiers weg, die leuns weg, die valsheid van hierdie wêreld weg, en hy verander jou, om te verander na een beeld van heerlikheid, na die volgende beeld van heerlikheid, om te verander na sy gelyke toe, sy beeld en gelykenis, en hy sê, jy begin om hom te weerspieël. Gebeur nie een dag nie. 2 Korintiërs 3 is nie kom kniel uit vir een gebed, woep wap op jou voorkop en change daar is jy, nuwe mens nie. Nee. Hy sê, dag vir dag draai jy na die Here toe. Hierdie storie laat my dink aan 'n man wat ons lees het in 2 Konings, Naaman. Hy was 'n Arameese offisier en hy het melaatsheid gehad. En die profeet Elisa het deur 'n lang storie by hom uitgekom en vir hom gesê, jy moet jouself 7 keer in die Nylrivier gaan was of dompel. Dan gaan jou melaatsheid weggaan. Nou hy kry nie 'n quick fix antwoord nie. Hy wou gehad het die profeet moet net oor hom blaas, of die profeet moet net 'n woord stuur, of die profeet moet 'n lappie stuur en hy raak aan hom en hy's gesond. Maar hy kry dit nie. Hy kry iets van lewe 'n ritme, doen iets 7 keer. Nou kan jy dink hierdie man spring in die rivier, klim hy die eerste keer, kyk na homself, nog steeds siek. Spring in die rivier, klim hy, kyk na homself die tweede keer, nog steeds siek. Hier by die 5de keer sê hy, hierdie profeet smaal. Hierdie goed werk nie, ek leef 'n ritme, ek draai na die Here toe, ek draai 1 keer, ek draai 2 keer, ek draai 10 keer. Andries, ek hou al 'n jaar stilte tyd, maar ek sukkel nog steeds met gewoontes. Hy draai elke keer. Die 7de keer spring hy in die rivier, kom uit en hy is gesond. Jy sien wat eendag gaan gebeur, jy gaan na die Here toe draai in jou stilte tyd, in jou ritmes, en jy gaan agterkom sekere sonde het net afgeval. Jy gaan agterkom, jou huwelik is anders, jou kinders praat anders, jou lewe is anders, want jy het na die Here toe gedraai, elke dag. Jy het in ritmes begin leef, en die Here het jou begin verander. Kom ons sluit af, moenie soek vir kitsantwoorde nie. Leef die ritmes elke dag, en verander elke dag na die beeld en die gelykenis van Christus. Kom ons luister na hierdie volgende lied. So bang om verkeerd te gaan, maar neem jy al my foute, dat ek kan leer hoe om sterk
Ek wil vandag saam met mense bid wat sê, Andries, ek kort 'n wonderwerk. My lewe moet verander, my huwelik moet verander, my finansies moet verander. En ek het nie regtig die tyd van ritme elke dag nie. Die Here kan vir jou wonderwerk doen, ja, vandag, maar dan moet jy ook in ritme begin leef na vandag. So neem hierdie besluit, ritmes elke dag en die verandering sal kom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek bid saam met mense wat desperaat is vir 'n nuwe lewe, desperaat is vir verandering, en hulle draai na U toe vandag en sê, kom verander my. Dankie Here dat U ons gebede hoor, dat U wonderwerke doen, nog steeds doen en wil doen. Maar Here, dankie ook dat ons die beginsel besef van lewe in ritme. Dankie dat ons die beginsel besef van dit wat ons saai, sal ons maai. Dankie dat ons elke dag in ritme na U toe kan draai en U ons sal verander. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.